'n besonderse geleentheid om te dink dat hierdie Jesus Christus hier die lewende brood is, die een wat vir ons lewe gee. En Vader, ek dink aan die skrif waar hy sê, kom na my toe, die wie moeg en oorlaai is. Ek sê jou rus gee. En op menigte male, Here, nooi ons uit om van U te kom eet, om van U te kom drink. En hoe hy eintlik konstant sê, kom na my toe, kom na my toe, kom na my toe as jy moeg is, kom na my toe om lewe te kry, kom na my toe om te volhard, kom na my toe vir die ewige lewe. En dan my gebed is vandag, Here, dat ons sou kies, 'n doelbewuste besluit sou maak om na U toe te kom. Nie net na U tafel toe nie, maar na U, Here. Na U wat lewe gee. Sien nou die woord, berei die harte voor. In Jesus naam, amen. Baie dankie, julle is welkom om sitplekke te neem. Dankie vir die musiek. Terwyl hulle sit, kan julle so lank oopmaak by Hebreërs 11. Hebreërs 11, vers 23 tot 29. Hebreërs 11 vers 23. Ons gaan eintlik tot 31 kan ons lees, alhoewel ek net tot 29 op die skyfies het. Dit is maar eintlik dit is maar eintlik 'n gedeelte wat saam gegroepeer word, is Hebreërs 11 vers 23 tot 31 en dit is belangrik om ek weet baie moderne kerke, hulle kies 'n versie en hulle hardloop met hom en hulle melk vir hom en druk goed uit hom uit wat nie uit hom uit moet kom nie. Dit is belangrik om altyd te vra wanneer jy Bybel lees, is wat is dit wat die Here besig is om te sê? Nie wat dink jy, sê jy nie, of hoe kreatief jy kan wees wanneer jy by die skrif kom nie. Want ek dink, die oomblik as jy die skrif vat en jy begin dit gebruik soos jy goed dink en jy buig hom en draai hom, sodat die skrif vir jou ietsie sê wat jy wil hê dit moet sê, dan eintlik wat jy besig is om te doen, is jy is besig om woorde in die Here se mond te sit wat hy nooit geuiter het nie. Die belangrikste vraag wat jy vra wanneer jy Bybel lees, is wat is dit wat die Here sê? Wat sê die Here? Wat is hy besig om te sê hierso? So ons gaan kyk na Hebreërs 11 vers 23 tot 31 gaan ek lees net om konteks te gee, want dit is maar eintlik 'n gedeelte wat saam is, maar terwille van tyd en terwille van die geleentheid, gaan ek vers 30 en vers 31 uitlos, want dit sê maar dieselfde as vers 23 tot 29. Kom ek lees vir ons Hebreërs 11 vers 23 tot 29. Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die farao genoem te word. En het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom die onsienlike sien. Deur geloof het hy die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborenes sou raak nie. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë land, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. Net tot daar. Die sielkunde sê dat die gemiddelde persoon maak omtrent 35.000 besluite in 'n dag. 35 besluite. As jy dit moet saamvoeg vir 'n jaar, dan is dit omtrent 12.7 miljoen besluite wat jy 'n jaar neem. Nou weet jy hoekom jy so moeg is aan die einde van die jaar. Maar as jy 35.000 besluite maak 'n dag, die sielkunde sê vir ons dat 227 van daai 35 besluite wat jy 'n dag neem, is besluite wat jy maak oor kos, of dit assosieer homself met kos. So jy, nie dat jy 227 keer eet nie, maar baie van die besluite wat jy maak, wat sentreer rondom kos is, soos hulle sê, 227 van hulle. En nou hulle verdeel dit in 2, van dit is mikrobesluite, dis besluite wat jy neem sonder om regtig ingestel te wees dat jy dit maak, maar jy maak tog 'n besluit.
En dan natuurlik die ander is doelbewuste besluite. Ek dink byvoorbeeld aan 'n stukkie malva pudding wat daar in die yskas vir jou lê en wag, wat jy gekry het na 'n lekker lang vergadering, en hy's in sy Tupperware. En jy weet, die pudding is daar, jy maak die yskas oop, dadelik maak jy, dit is jou eerste doelbewuste besluit. Gaan ek hom eet of gaan ek hom nie eet nie? En nou begin jy al klaar mikrobesluite neem. Gaan ek hom deel, gaan ek hom nie deel nie? Gaan ek hom in 'n bakkie sit of in 'n pering, 'n teelepel of 'n vurk? Gaan ek hom warm eet of koud? Gaan ek hom met vla of sonder vla eet? Gaan ek hom sit? Gaan ek hom eet as ek sit? Gaan ek eet as ek staan? Gaan ek buite of binne wees? Wil ek in die natuur wees of wil ek om my kinders wees as ek hierdie stukkie malva vergryp in my mond? So dadelik is ons al oor 10 besluite en ons is net by 'n bakkie malva pudding. Wat ek vir jou probeer wys, is dat ons lewe, die mense se lewe bestaan uit besluite. Besluite bepaal ons rigtings, dit bepaal 'n groot deel van ons lewe. En ons word uiteindelik opgesom op grond van die besluite wat ons neem. Dis eintlik so. Jy is waar jy is op grond van besluite wat jy geneem het. Jy is dalk getroud met wie jy getroud is op grond van besluite wat jy geneem het. Jou lewe word uitgemaak deur wat jy kies. Nou party keuses lyk dalk klein, maar dit het 'n groot impak. En die vraag is nie of ons keuses gaan maak of nie keuses gaan maak nie, ons almal gaan keuses maak. Die vraag is, wat se keuses maak jy? Op wat is jou keuses gegrond? Is jou besluite, sentreer jou besluite rondom 'n wêreldse ingesteldheid? Ek maak besluite sê vir die hier en vir die nou, YOLO of Carpe Diem, ek lewe vir die oomblik. Ek maak besluite vir myself, die wêreldse ingesteldheid. Of is jou besluite gesentreerd rondom geloof? Want geloof leer ons 'n ander ingesteldheid van besluitneming. Dit leer ons om nie selfsugtige besluite te maak nie. Dit leer ons om besluite te maak wat mense in ag neem. Dit leer ons om besluite te maak wat vol liefde is, ontferming is. Dit leer ons om besluite te maak om die self te laat afsterf en om God te verheerlik. So dadelik as jy 'n raamwerk kies van besluite, dan gaan jy sien, die vraag is nie of jy besluite gaan maak nie, soos ons sê, die vraag is, op wat baseer jy jou besluite? En dit is eintlik net een van twee. Net so daar eintlik net een van twee plekke is waarna toe ons gaan as ons sal sterf. Dit is net een van twee. Of ons is vir God, of ons is vyande van God. Of ons maak besluite op grond van die wêreld, of ons maak besluite op grond van ons geloof. Nou hierdie gedeelte wat ons besig is om te lees, is eintlik 'n lys van keuses. Dis 'n lys van besluite. En jy sal sien, dit is 'n lys van geloofsbesluite. Jy sal 'n bietjie kyk, as ek sommer so gou kan teruggaan net na hulle, toe sal ek vir jou wys. Jy sal sien, elke gedeelte begin maar eintlik met die twee woordjies deur geloof. Vers 23 sê deur geloof, vers 24 sê deur geloof, en dan vers 27 sê deur geloof, 28 deur geloof, 29 deur geloof, 30 deur geloof, kan ek maar die laaste een voltooi, 31 deur geloof. En dan begin die skrywer by vers 32 en hy begin weer in 'n ander idee of gedagte van geloof. So ons is besig, vir die wie die eerste keer hierso is, ons is besig met die tema van geloof. Jy word gered op grond van geloof, maar ek wil jou vra, wat is jou geloof? Beskryf dit vir my. Definieer jou geloof. Hoe sal jy dit doen? Jy sien, as ons sê ons is gered op grond van geloof, moet jy kan staaf wat jou geloof is, hoe dit jou red en wat beteken dit vir jou. Ek dink as jy dit nie verstaan nie, dan dink ek jou siel is in gevaar. Dus kom ons sê, ons moet kan verstaan wat ons glo, hoe ons glo, in wie ons glo, en ons moet bereid wees om onsself te kan verdedig en ons standpunt te kan inneem. Nou hierdie gedeelte is geloofsbesluite. Die skrywer gebruik historiese helde, in hierdie gedeelte gebruik hy Moses en die ouers van Moses, en jy sal nou sien in 30 en in 31 gebruik hy twee ander figure, maar hy gebruik historiese helde, en in hierdie gedeelte gebruik hy Moses, en hy wys hoe Moses besluite geneem het, nie op 'n wêreldse ingesteldheid nie, maar op 'n ingesteldheid van geloof. Dis wat hy ons wys. En hy probeer ons eintlik leer, dat geloof kies anders. Geloof kies anders. As jou keuses lyk soos die keuses van die wêreld, dink ek daar moet 'n rooi lig aankom. Die Christense keuses lyk nie soos keuses van die wêreld nie. Die Christen kies anders. En dit is eintlik wat hy vir ons hier so uitwys. Nou kom ons begin deur vers 23, net so 'n bietjie te kyk na die keuses wat gemaak word. En ek glo as ons kyk na die keuses wat gemaak word, sal ons sien wat se tipe keuses geloof eintlik maak.
In vers 23 sê deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. So kom ons praat net gou 'n bietjie oor, so 'n bietjie agtergrond, laat ons net so in die storie wegval. Laat ons hierdie een tannie het dit mooi gesê, sy sê elke geskiedkundige verhaal is vir haar soos 'n kunststuk. So laat ons net gou die kuns bietjie inkleer, sodat ons kan verstaan wat se besluit hy gemaak het. Ons het verlede keer gepraat oor Isak, Jakob en Josef. Isak is die pa gewees van Jakob en Jakob die pa van Josef. Josef was die ou met 'n jas. Ek het Josef gelos vir 'n volgende preek, julle onthou. Josef was die ou met die jas, die mooi jas, wat netjies pas. En hierdie ou het toe Egipte toe gegaan, sy broers het hom verkoop. Hy het 11 broers gehad, hulle het hom verkoop aan Egipte en daar's Josef in Egipte. Josef word toe tweede in bevel in Egipte en sy broers kom toe uiteindelik na hom toe want daar was 'n hongersnood en sy broers buig voor hom neer soos die droom wat Josef gehad het van die are en die maarare, die vetare, nie jou maar of vetare nie, are soos koring wat voor hom neerbuig en koeie, beeste, maar en vettes. En uiteindelik was dit 'n droom om te wys dat sy broers sou kom en hulle sal voor hom neerbuig eendag en dit het toe gebeur. En toe sê Josef, ek vergewe julle en hy ontferm homself oor hulle en hulle almal bly toe in Egipte. Josef sy 11 broers en hulle gaan haal toe sy pa, Jakob. Nou is hulle almal daar. 12 broers. Hierdie 12 broers kry vrouens en hierdie 12 broers bou 'n nasie. Letterlik. Bou hulle die nasie. En die Israeliete word baie. Die farao wat aan bewind was toe Josef nog gelewe het, het toe tot sterwe gekom. Toe kom daar 'n nuwe farao in Egipte. Dis nou 'n koning, né? En hierdie nuwe koning, hierdie nuwe farao, het toe vergeet van die beloftes wat die vorige farao met Josef gehad het. En hy sien toe net hoe word hierdie Israeliete meer. Hulle hou aan groei, hou aan groei, hou aan groei. Hy raak toe bang. Die farao raak bang want hy sê hierdie ouens raak te veel, hulle gaan ons oorweldig. Toe dink die farao aan 'n slim plan. Hy sê toe goed omdat hulle so baie raak, kom ons moor babas uit. Die farao sê toe hulle moet babas kry, hulle vat toe die babas en hulle gooi toe die babas op die ouderdom van 1 tot 3 maande, gooi hulle toe in die Nyl. Ek het verlede week gesê dat afgoderry veral in daai tyd was baie geassosieer met kinderoffer. Die Nyl was gesien as 'n god vir die Egiptenare. Hulle praat van die god Hapi. Jy kan seker sê vat Hapi, maar ek dink nie dit sou van pas wees nie. Maar die Nyl se naam was Hapi en hy was gesien as 'n god vir al die tyd as hy sy banke oorspoel het. Hulle het redelik staat gemaak want die Nyl het 'n sekere tyd oor die jaar sy rivierbank het hy oorspoel en dit natuurlik het hulle landerye water gegee vir hulle oes. So dis hoekom hulle die babas gevat het, kinders geoffer het in die Nyl gegooi het. Eerstens omdat hulle natuurlik bang was dat die Israeliete te veel sou word. Moses was 3 maande oud en Moses moes in die Nyl beland het. Maar sy ma en sy pa sê toe, nee, ons gaan nie Moses vir Happie gee nie, ons gaan vir Moses wegsteek. En die rede wat ons skrifvers vir ons sê in Hebreërs, as jy daarbo sou kyk, hulle het hom weggesteek omdat hulle gesien het die kindjie was mooi. Nou ek dink dadelik, dit is so bietjie vaag om te sê dat hy mooi was. Ek dink elke ouer dink sy kind is mooi. In Afrikaans sê ons net jou ma kan jou lief hê. En ek glo elke ouer dink sy kind is mooi. Ek dink ek het die pragtigste babas en seuns in die wêreld en so dink jy het. En dis reg en dit is goed. En ek dink ook die Here het hulle oulik gemaak, want ek dink anders sou van julle sou ontslaa raak van julle kinders as hulle die hele tyd sou huil. Maar hierdie woordjie mooi beteken meer as net uiterlike skoonheid. Dit beteken eintlik maar dat dat hulle iets besonders in hom gesien het, dat asof God se hand oor hom was. Dit was daar's iets anders van die kind. Daar's iets besonders oor hom. Die ouers het dit geweet. Hulle moes dit geweet het. Hoe hulle geweet het, sê die Bybel nie vir ons nie. Maar daar was iets besonders oor Moses. En hulle het geweet, iets besonders is oor hierdie kind. Kom ons steek hom weg. En hulle steek hom toe weg. En hierdie skrifvers praat nie eers oor die geloof van Moses nie, dit praat oor die geloof van sy ouers. Want dink gou vir jouself, wie is die ouers? En hulle is in 'n dilemma. Dis 'n dilemma. Want dit voel as hulle hom gaan wegsteek en hulle word gevang, dan kan hulle almal, die hele gesin uitgeroei word. Ouers sou sterf. Moses sou in elk geval sterf.
As hulle hom dan nou mag gee, dan word hy in die rivier gegooi, dan sterf hy in elk geval. So nou sien hulle iets is besonders. God se hand is oor hierdie kind. God het 'n plan met hierdie kind. En hulle kies om Moses weg te steek. Ten spyte van die gevaar of die dreigemente wat daar buite is. Hulle het gekies om God te glo en God se doel vir die kind te glo, ten spyte van wat die regering gesê het, as jy sou wou. En daar lê 'n geloofskeuse. Jy sien, die gedeelte wys vir ons dat Moses se ouers gekies het, nie op grond van vrees nie. Hulle het gekies op grond van vertroue. En ek wil vir jou sê, dat geloof vat ons altyd na, verskoon my Engels, maar na boldness toe. Maak ons dapper. Dit maak ons om te staan vir punte, om te kies, maar ek sê, ek weet wat die Here sê. Ek praat nie van dat jy in opstand moet kom teen die regering nie, die regering kan doen wat die regering wil, maar wanneer dit kom by jou geloof, by jou God, by jou Here, by sy woord, wanneer dit by dit kom, dan staan ons vas. Dan sê ons, slaan maar, neem maar. En ek dink dit is moeilik vir ons om dit in te dink. Kan jy dink iemand kom na jou toe en sê, luister, kies God of jou lewe? Baie van ons sal sê, ons kies die Here, maar ons sê dit baie vinnig. Tot die oomblik tot ons in so 'n situasie is, en dan begin ons bewe, en angs oorweldig ons, en ons raak blind, en dit voel ons asof ons so half weggeruk word van die wêreld, jy is so hoog, nee, jy weet, jou lewe kan enige oomblik eindig. En ek moet nou kies, of ek moet my God kies, of ek moet die wêreld kies. Ek moet hierdie sê, ek ontken hom. En ek dink baie keer as 'n ou in so 'n situasie is, veral as ons kyk na die vroeë Christene wat so gemartel was, dan dink ek die krag van die Heilige Gees oorweldige ou. En hy help jou kies. Maar kan jy dink jy moet so 'n keuse maak? 'n Geloofskeuse. Ek dink elke dag maak ons so 'n keuse. Ek dink Christen is veronderstel om elke dag so 'n keuse te maak. Nie noodwendig 'n keuse tussen jou lewe en tussen jou geloof nie, maar 'n keuse tussen jou geloof, jou God, sy waarheid en sosiale kwessies. Nee, want dit is wat aangaan. Hierdie eerste wêreld lande, hierdie verwesterse lande, wat so verdrink in hulle eie sonde en hulle eie kwessies. Hierdie wêreld wat hulle eie subjektiewe waarheid het. Ek glo wat waar is en dit moet waar wees. Daar is nie een neutrale waarheid nie. Hierdie wêreld wat sê, ek kan glo wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil en in wat ek wil. Die Christen sê nee. Ons glo nie wat ons wil, wanneer ons wil, soos ons wil nie. Ons glo in een, en hierdie een bestaan uit 3, die Vader, die Seun en die Gees, en ons glo in daai woord, onfeilbare woord, ten spyte van wat Islam sê, ten spyte van die Koran, ten spyte van Boeddhisme, ten spyte van Mormone, ten spyte van wat ook al daar buite mag wees, sê ons staan dit en ons kies dit, en ons staan vas, want geloof is braaf. Dis die keuse wat Moses se ouers gemaak het, om te sê, kies ek om die bevel van die Farao uit te voer, want my lewe is daaronder, kies ek maar om my kindjie te gee, want ons almal gaan in elk geval sterf as hulle ons vang, kies ek om onder die groepsdruk van die Farao te val, of kies ek om vas te staan in wat God gesê het, want daar was iets besonders. En dit was 'n klein besluit. Die ouers maak 'n klein besluit, hulle kies om die kind weg te steek. Omdat hulle gekies het om die kind weg te steek, was daar 'n groot effek. Jy onthou die verhaal van Moses. So ek dink dis die eerste les wat geloof ons leer, is dat geloof dapper is. Geloof is dapper. Die volgende een, deur geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem. So die Farao het 'n dogter, en ons gaan nou vertel hoe hy daar uitgekom het. En hy het eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag, as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. So Moses word toe weggesteek vir 3 maande, onder die bed, in 'n kas, waar ook al hulle plek kon kry. En na 3 maande, toe dink ek, dit het net bietjie uitdagend geraak, want die kind het woelig geraak. En hulle vat toe vir Moses, hulle sit hom in 'n mandjie, 'n rietmandjie, nee, hulle het hom mooi gesmeer, om seker te maak, die water kom nie in nie, die mandjie, nie vir Moses nie. Die mandjie is gesmeer en Moses is in die mandjie. En dan vat hulle Moses en hulle sit vir Moses in die Nylrivier, in 'n mandjie. En sê, daar gaan jy. En daar dryf Moses. In 'n rivier. In 'n rivier verseker met
die Nylkrokodil. Dit is asof hulle sê, God, U het gesê iets is besonders oor hierdie kind. Ek vertrou U. Ons het nie meer opsies nie, daar gaan hy. En daar dryf Moses in die rivier af. En ek dink by myself, jy weet, dis 'n pragtige kinderbybelstorie, maar besef ons werklik die implikasie. Ek dink daar is soveel gevare, nie net van die krokodil nie, ek dink die krokodil is een van die minste, tensy hy nou sou uitspoel dalk, hier op die kant, en die krokodil sien daar soos happie. Maar ek dink ook, wat van die son? Wat van 'n rivier wat dalk bietjie woes raak? En wat van as hy omtiep? Dehydrasie. Wat as ander mense omkry? Wat as Egiptenare omkry? En sê, hier is 'n Hebreëse seun, en glo vir my, jy kon nie onderskei sien tussen die Hebreëse seun en tussen die Egiptenaar. Hierdie en ons het seker gegooi, toe gooi ons hom per ongeluk in 'n mandjie. Verstaan jy dat daar soveel gevare is, soveel dreigement is? En hulle besluit toe, kom ons laat gaan. En hier is dit, dat so, en ek sê dit is in aanhalingstekens, wat is nie toevallig nie, maar so toevallig dryf Moses in die rietmandjie, dryf hy tot by die dogter van die farao, die prinses. En sy was besig om te bad. En hy dryf daar met die mandjie. En die skrif sê vir ons, sy het haarself ontferm oor hom. Ek wonder altyd, wie het haar hart versag op daai oomblik? En die dogter sing toe die baba, en sy vat die baba, ek dink seker die baba moes gehuil het, en sy noem die baba Moshe. Moshe, wat beteken Moses, Moshe in Hebreëus, wat beteken die babas uit die rivier gehaal. Sy het geweet, die skrif sê, sy sing toe die Hebreëse baba. En omdat ek dink die baba het gehuil het, want Moses het 'n sussie gehad, seker op die ouderdom van 6, 7, 8, en sy het al langs die rivier gehardloop om Moses te volg. Jy sing sommer die prentjie. En daar sing sy, tel sy hom op, en nie huil die baba, en ek sing die prinses wat nie weet hoe om 'n kind te hanteer nie. Jy weet hoe dit is as jy nog nooit kinders gehad het nie. Jy hou hom vas en jy weet nie waar om te vat en wat gaan val, en asof hy een of ander virus dra. En die baba huil, en hier kom Miriam uit die riete uit, sing ek die prentjie, en sy sê, kan ek vir jou 'n pleegma gaan haal? Iemand wat na die baba kyk, en ek soos, asseblief, help net die kind, want en sy bring toe Moses se einste ma daaraan. Moses se ma, Miriam gaan haal toe haar eie ma, wie Moses se ma is, as 'n pleegma. En die prinses, die farao se dogter sê, sal jy hierdie kind grootmaak? En hier kom vir my die bonus. Ek sal jou betaal. Kan jy dink jy word betaal om jou eie kind groot te maak? Wen. Jy maak sy eie ma, Moses groot. Sy eie ma. Jy weet, ek sien ons baba weet dadelik as 'n ander tannie omvat. Hy kan dieselfde lyk, maar daai baba weet. Selfs as hy slaap, ek moet nie eens die baba optel nie, want hy weet. En hy maak sy eie ma, Moses groot. Ons weet nie hoe groot Moses geword het nie, dat die Bybel sê nie vir ons nie, maar toe hy nou 'n redelike ouderdom bereik het Moses se ma hom toe gevat na Egipte toe, na die prinses toe. Nou Moses moes die Hebreëse taal verstaan, en hy moes die Hebreëse geskiedenis veral in die Hebreëse geloof, God, hy moes van God en Jahwe geweet het. So ons verneem, die kind kon maklik tussen die ouderdom van 8 en 16 gewees het miskien. Hy het dit verstaan, hy moes dit verstaan, hy het die geskiedenis van Israel verstaan, hy moes, jy sal sien, deur sy hele verhaal, hy moes geweet het hoe funksioneer God, hy moes geweet het hoe funksioneer Jahwe, hy moes geweet het die beloftes wat van Abraham, Isak, Jakob en Josef gekom het, hy moes dit goed geweet het. So dit kon nie 'n 4-jarige of 'n 3-jarige gewees het nie, dit moes ouer gewees het. So die ma het hom seker gehad tot 6, 7, 8, miskien tot die ouderdom van 12, sekere teoloog verneem 12. En hy word toe na die prinses gevat. Hier is die 12-jarige kind, verbeel jou, hy gaan by die paleis in, daar stap hy by die paleis, daar's die dogter van die farao, sê, my tienerkind, dalk het sy hom gehou, gelos eers vir die tiener, en dalk 'n jong volwasse getrek. Maar daar is hy in die paleis, en hy's in die paleis, word hy groot gemaak as 'n prins. En toe in die paleis is, toe word hy geleer en geonderrig en geskool. Jy sou sien, Handelinge 7 praat daarvan, 7 vers 20 as ek reg is. Hy sê dat Moses was geskool in die weef van die Egiptenare. Hy kon hieroglife skryf, hy kon die Egiptiese taal praat, hy het hulle kultuur geken. Hier is 'n Hebreëse seun wat groot gemaak word as 'n prins.
En toe eendag, toe besluit Moses, hy wil 'n bietjie afgaan na die Israeliete toe. Toe is hy nou al heel wat ouer. En hy gaan toe af na die Israeliete toe en hy sien toe 'n Egiptenaar 'n Hebreëse slaaf slaan. Die skrif sê Moses het links en regs gekyk, asof hy sien iemand sien hom nie. En hy gaan toe en hy pak daai Egiptenaar aan en hy maak vir hom dood en hy begrawe hom in die sand. Ek wil net hê jy moet gou iets let hierso. Hoe is dit dat die prins van Egipte, want dit is wie Moses was, die prins van Egipte, sy eie Egiptenaar sou doodmaak? Ek sê nie dis reg wat hy gedoen het, dis nie reg om 'n lewe te neem nie. Maar dit gebaar tog waar sy hart gelê het. As hy niks gevoel het vir die Hebreëse slaaf nie, sou hy gesê het, ag, hy moet hom maar slaan. Ek gaan maar aangaan. Maar Moses, ek sien hierdie prentjie, ek sien waar Moses agter 'n hoek wegkruip en hy sien hoe word hierdie slaaf, wat sy tipe broer is, geslaan. En Moses sê, ek kan dit nie meer vat nie, en hy spring uit en hy neem die lewe van die Egiptenaar. Dit wys waar sy hart gelê het. Dit wys waar sy keuse gelê het en waar sy lojaliteit gelê het. Moses neem toe sy lewe, en soos hy sy lewe geneem het, toe breek daar nog 'n geveg uit, lyk my hy het baie beklei, toe breek daar nog 'n geveg uit tussen twee Jode. En Moses gaan toe na hulle toe en sê, broers, waarom beklei julle? Toe sê die een Jood, wie is jy om vir my te sê, hoekom ek mag beklei, nie beklei nie. Is jy my baas? En toe sê die Hebreëse slaaf hom, gaan jy met my maak, soos jy met daai Egiptenaar gemaak het? Toe skrik Moses. En toe besef hy, nou weet hulle, hy het moord gepleeg. Toe sny hy 'n lyn. Moses vat op die pad, land uit Egipte uit, hy vlug en hy gaan na Midian toe. En dit is daar waar hy getrou het en 'n deel van sy verhaal daar gekry het en God in die brandende bos ontmoet het. Maar ek wil net hê jy moet sien dat Moses se keuse hierso was die Israeliete. En dit was nie Egipte nie. Moses het 'n deel van sy hart daar gesien. En hy het toe groot geword. Toe hy groot geword het, sê die skrif, hy het 3 goeders gedoen. Hy het 3 goeders verwerp. Want dink gou, toe Moses vlug, wat het hy alles prys gegee? Hebreërs 11:24-26 sê vir ons, hy het 3 goed prys gegee. Hy het status prys gegee. Hy het die tydelike genot van sonde prys gegee en hy het wêreldse rykdom prys gegee. Dit wat ons skrifvers sê. Deur geloof het Moses toe groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. Dis status. Hy het die kortstondige genot van sonde het hy verwerp. Dis die sonde wat hy verwerp het, wat hy prys gegee het. En hy het die rykdom verwerp van Egipte. Hy het 3 goed prys gegee. Nou ek sê vir jou dat baie van ons sou sê, Moses het in die botter geval. Wat? Ek seker dat daar sekere Hebreëse families was en sê, kyk seun, eendag, daar's Moses, die prins van Egipte. Kyk op na hom, want eendag kan jy dalk ook net in die Nyl afdryf. Ek wonder of die ouers nie dalk hulle kinders in die Nyl begin sit het in rietmandjies met die hope dat die prinses hulle sou aanneem nie. Moses verwerp hierdie goed. Vir ons sal ons sê, ja, wat doen jy? Jy het dit gemaak, Moses. Jou hele volk is slawe. Hou jou kop af en bly stil. Wees 'n prins. Moses kon kry wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Hy kon selfs mense laat toesluit, mense laat doodmaak. Hy kon doen net wat hy wil. Hy het status gehad. Hy was in een van die magtigste beskawings en die gevorderde samelewings van die tyd, Egipte. En hy sê, ek soek dit nie. Moses kon vrouens, geld, kos, enigiets kry, en hy sê, ek soek dit nie. Ek soek dit nie. Dit is interessant dat die Bybel praat van tydelike genot van sonde. Ek wil net so ietsie daaroor noem. Moses het die tydelike genot van sonde verwerp. Jy sien, dit is wat gebeur het, is die ouens wil gewoonlik, as jy so sou bly in so 'n eerbare plek, sou sonde op sonde gevolg het. Die ouens sou gelewe het van hoogtepunt tot hoogtepunt, nê.
Vandag maar nog seker maar dieselfde geval met ouens wat aansienlik baie geld het. Die geld gee nie vervulling nie, maar dit wat die geld koop gewoonlik drank en dwelms en prostituie. Maar die probleem is, daai goeders is alles tydelik. Want as die dwelms uitwerk, kom die gevoel van depressie weer terug. As die drank uitwerk, kom dieselfde minderwaardigheid weer terug. So die skrywer beklemtoon iets, hy sê dat hierdie goeders waarvan Moses deel was alles tydelike genot van sonde. En ons sê in Afrikaans sê ons iets moois, ons sê, gewoonlik as 'n ou iets sondigs doen, nee, as jy iets verkeerd doen, as jy ongelooflik kwaad raak, en as jy klaar kwaad geraak het en jy kalmeer, dan voel jy spyt. En in Afrikaans sê ons, spyt kom altyd te laat. Dis wat sonde doen. Sonde funksioneer op iets tydeliks. Sonde sien net die geleentheid raak. Dink aan 'n verslawing wat jy het, en die oomblik wanneer jy ingee in daai verslawing, dan sê jy, ag, wat het ek nou alweer gedoen? Moses sê, selfs dit gee ek prys. Geld, land, hy het seker 'n perdewa gehad met mooi 19 duims op. Hy het dit prys gegee, so met ander woorde, die nietste goed op die mark. En hy sien dit nie as waardevol nie. Hy moes kies, Egipte of God, gemak, gehoorsaamheid, tydelike genot, ewige beloning. En Moses sê, ek kies God, ek kies God. Hierdie goed is dieselfde goeders wat ons daagliks oor kies. Daagliks. Kom ek wys vir jou, 1 Johannes 2:16. Alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, daarso het ons sonde, jou vlees begeer sonde. Die begeerlikheid van die oë, daarso het ons rykdom, besittings, en die grootsheid van die lewe, status. Status. Hierdie is 'n Nuwe Testamentiese vers. Daagliks gaan ons deur dieselfde goeders. Ons het daaglikse besluit om te sê, ek kies teen dit wat my vlees begeer. My vlees begeer gierigheid, wraak. My vlees begeer al die goeders wat sleg is. Dit wat ek sien, dit wil ek hê. 'n Nuwe bakkie, 'n nuwe huis, meer goed, beter skoene, beter klere, rykdom. Ons begeer dit. En een ding wat ons ook begeer is, ons sê, ons wil hê mense moet opkyk na ons. Ons wil gesiene wees, ons soek status. Mense moet dink nie net ons is nice nie, maar mense moet weet ons het baie. Mense moet weet ons is manne van status en manne van klas. Maar hierdie goed sê 1 Johannes. Kyk die eerste deel van ons skrifvers, alles wat in die wêreld is. Alles wat in die wêreld is. Hier's weer eens staan ons voor 'n keuse. Hierdie goed is presies wat die wêreld kies. Ongelowiges, mense wat Christus ontken, sê, ek soek ook sonde, ek soek ook drank, ek soek ook losbandigheid. Hier in Nieu-Seeland hoor ek is net partners, is nie meer vrou of man nie. Dis wat die vlees soek. Hulle sê, ek soek ook nuwe bakkies, almal ry 'n Ranger, sê hulle. Ek soek ook 'n nuwe Ranger. Ek soek ook, sê hulle. En nie net dit nie, nee, dit gaan oor my ego, dit gaan oor my aansien, ek moet geken word. Nou vra ek vir jou, as ons as Christene, wat anders is as die wêreld, hoe kan ons dieselfde kies as die wêreld? As jy geloof, roep jy om anderste te kies. Dit roep ons. Dit roep ons om anderste te kies, want geloof kies anders. Moses het tussen die keuse gestaan, die prins van Egipte, alles, mag, status, geld, vrouens, hy kon 'n klokkie lei, en nou Pavlov se hond sal vir hom kos gebring het. Maar hy sê, ek kies nie dit nie. Ek kies eerder om met die slawe van Israel geïdentifiseer te word. Want die laagste plek by God is beter as die hoogste plek in die wêreld. Ons staan voor hierdie keuse. Ek sien nie daar is 'n probleem met status en daar is 'n probleem met rykdom nie en 'n probleem met genot nie. Daar is 'n probleem met die genot van sonde, verseker. Daar is nie 'n probleem om in 'n plek te wees waar 'n statusposisie nie. Dalk is jy 'n CEO van 'n besigheid, nê, of 'n finansiële direkteur. Dis 'n statusposisie. Daar is nie 'n probleem met dit nie. Daar is ook nie 'n probleem om te sê, "Sjoe, die Here het my finansiëel geseën nie." Die probleem kom in is wanneer jy die goed begeer en wanneer jy so kies
dat hierdie goed vir jou eintlik meer word en meer word en meer word. Die probleem is die keuse. Kies ek meer geld, meer genot, meer status? Is dit waaroor dit werklik gaan? Het gaan oor die begeerte, want daar waar die hart lê, is daar waar die God is. Ek hou van die woorde wat die Hebreërs skrywers gebruik. Hoor wat sê hy? Hy sê Moses het geweier, Moses het verkies en Moses het geag. Vriende, luister. Hierdie is werkwoorde. En werkwoorde wys vir ons hierso dat dit iets is wat jy moet doen. Dis iets wat jy moet doen. Daar is sekere goed in jou lewe wat jy gaan moet weier. Daar is sekere goed in jou lewe wat jy gaan moet verkies. Daar is sekere goed in jou lewe wat jy gaan moet hoor ag. Jy gaan moet sonde weier. Jy gaan moet teen jou vlees beklei. Jy gaan moet omkopery weier. Jy gaan moet goed weier wat jou vernietig. Goeders wat die wêreld wil goedkeur. Jy gaan moet Christus kies. Jy gaan moet lewe kies. Jy gaan moet gehoorsaamheid kies. Ja, jy gaan moet kerk kies. Dit is een van die grootste stryd. En jy gaan verseker God, sy woord, Christus, sy gees, sy bruid wat die kerk is, gaan jy moet hoor ag as jouself. Geloof roep jou om aktief te wees. Moses het toegevlug. Hy is toe Egipte toe niks amper klaar, en dan gaan ons nagmaal. Hy vlug toe nadat hy die moord gepleeg het, die Egiptenaar begrawe het, daarom het hy die ou gaan begrawe. En daar verskyn God toe aan hom in 'n brandende bos. Julle onthou die verhaal, nê? En daar is die mooiste dialoog. Nou daar is 'n goeie animasie wat jy bietjie kan gaan kyk, wat dit so goed uitbeeld is, The Prince of Egypt, wat Disney nogals gemaak het. En daar is die dialoog wat plaasvind tussen God en Moses. En God sê vir Moses, gaan. Moses sê maar ek kan nie. God sê gaan, Moses sê maar dit en my spraak en dit en dat. En God op die einde van die dag oorreed toe vir Moses, sê Moses, soos ek by Abraham, Isak, Jakob en Josef was, so sal ek by jou wees. Gaan. Die God van die heelal sê soos hy by hulle was. So is Immanuel, God met ons. So kies geloofsbesluite. En Moses sê toe, alright, hier gaan ek. En hy gaan. Hy vertrou. En weet jy, hy kom in Egipte aan. Weet jy, waar is die eerste plek waar hy stop? Nee, dit was nie by die plek waar hy die Egiptenaar begrawe het nie. Dit is nie by sy ma nie. Die eerste plek waar hy stop, is reguit in die paleis en reguit na die farao toe. En hoor wat sê Moses vir die farao. So sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan. Wow. Dapper. Die farao luister nie. Julle ken die verhaal. 10 plaag na plaag na plaag, en elke keer sê Moses, hy hou aan, laat my volk gaan, laat my volk gaan, laat my volk gaan. Farao sê nee, werkslading verhoog, dreigemente verhoog, Moses is vasberaad. Hy sê, God het gesê, en dit moet gebeur. En die Israeliete trek uiteindelik uit. En hulle trek uit, en hulle kom tot by die Rooi See, nê. En deur geloof het hy Egipte verlaat, sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos die een wat die onsienlike sien. Moses was so beraad, so vasgestaan by dit wat versoek was, want hy het geweet, God bestaan selfs al sien hy hom nie. Hy het gemaak asof God by hom is. Moses se besluite en sy keuses was geneem asof God, die God van die heelal, asof hy hom kon sien. Geloof verduur moeilike omstandighede. Want ons besef, God is met ons. God is met ons. En by die Rooi See toe kom hulle daar aan, en iewes skielik is daar 'n krisis. Hulle kan nou nie meer vorentoe gaan nie, want ons water voor hulle, en die Egiptenare kom van agteraf. Hulle is vas, hulle is in 'n hoekie gedruk. En dit is altyd vir my so interessant, dat, jy weet, deur al die pla, deur alles wat gebeur het, kom die Israeliete, en hulle sê vir Moses, weet jy Moses, plaas los jy ons net in Egipte. Plaas los jy ons net daar so. En regdeur, soos hulle deur die woestyn trek ook, konstant hoor ons, sê hulle,
Hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte. Ongeloof, dis wat dit was. Moses sê nee, hy vat sy kerie, hy druk hom in die see, die see kloof oop. Die Rooi See maak oop en die Egiptenare loop deur, die Israeliete loop deur op droë grond. Hoor wat sê ons volgende vers. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë land, terwyl die Egiptenare toe hulle dit probeer toe net verdrink het. Hier staan nog 'n keuse. Moses het in geloof gereageer en omdat hy geloof gekies het, het hy redding gekry. Nie net hy nie, maar die hele volk. Die Egiptenare het nie in geloof gereageer nie. Omdat hulle nie geloof gehad nie, het dit vernietiging oor hulle gebring. Geloof bring redding, ongeloof bring vernietiging. Opregte geloof kies die dinge van die Here en dit verwerp die dinge van hierdie wêreld. Opregte geloof kies om te vertrou en kies om te lewe asof hulle God sien en hulle vrees nie hierdie wêreld nie, want God is met jou. Ware geloof is nie net wat jy glo nie, ware geloof is wat jy kies. Hemelse Here Vader, dankie vir hierdie geleentheid waar ons net kan besef dat geloof is nie net iets wat in ons onderbewussyn gebeur nie. Geloof is iets wat ons daagliks moet kies ook. Ons kies om ons geloof uit te leef. Ons kies om nie bang te wees vir die regering nie. Ons kies om standpunt in te neem. Nie om in rebellie te gaan, Here, maar om te staan vir die waarheid. My gebed is dan dat U ons harte so sal verkoop en so sal vernuwe. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan nagmaal bedien. Vriende, mag jy besef dat ware geloof is nie net wat jy glo nie, maar dit is ook wie jy kies en wat jy kies. Mag jy uitgaan en vandag die lewende Christus kies wat homself voor jou ontferm. Mag jy hom elke dag kies en mag jy kies om hom te volg. Gaan daarom in die liefde van die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die nabyheid van sy Gees. Amen. Dankie julle, ons kan lekker koffie saam drink.